Nou vriende, ek wil vandag so 'n bietjie met jou gesels oor iets wat baie mense oor praat, maar wanneer ek na die uitleef van wat mense getuig kyk, en ek wil versigtig wees wat ek sê, is 'n mens wil nie God speel en omdat mense nie op 'n spesifieke manier Jesus aanneem, die evangelie aanvaar en weergebore word, dat mens dit wil betwyfel, of omdat die persoon nie noodwendig soos wat ek geleer is, en ek glo die Bybel sê dat mens weet van 'n dag en 'n oomblik in jou lewe dat jy hierdie stap neem, en dat daardie dag 'n rooi letter dag in jou lewe moet wees, wanneer God jou siel uit genade red. En mense dalk nie uitgekom het by 'n uitnodiging en voorgekniel het en met 'n geestelike lei, 'n geestelike werker gaan stap het, in die Sondagsgebed gebid het, dat so 'n mens nie gered is nie. Maar ek is tog bekommerd as ek na sommige mense se getuienisse luister en hulle al die regte dinge sê, maar dat hulle lewens nie spreek van andersheid nie. En hiermee sê ek nie dat as jy weergebore is jy foutloos of sondeloos, of jy word nie moeg en moedeloos nie, jy val nie in versoekings nie, jy sukkel nie met sondes nie. Daarmee wil ek glad nie weergeboorte meer assosieer en koppel nie. Maar die Bybel is duidelik dat as so 'n gebeurtenis dat jy Jesus aangeneem het, in jou lewe plaasgevind het, daar baie duidelik 'n ander lewe sal wees. Die E3 aanbieding het 'n baie praktiese aanslag as hulle in hulle getuienis met jou deel en vir jou vertel dat eers was hy so, toe het hy Jesus aangeneem, en hoe daardie keuse sy lewe verander het. Dui tog op en hiermee sê ek ook nie dat jy so 'n bekeringsgetuienis moet hê nie. Maar die beginsel is dat daar tog verandering sal wees. Ek wil vanmiddag met jou gesels oor wat beteken die beginsel, 'n nuwe skepsel. En dan probeer om 'n praktiese toepassing hiervan met u te deel. As die Bybel praat van 'n nuwe skepping of 'n nuwe skepsel in 2 Korintiërs 5 vers 17, dan is tog die vraag, hoe lyk dit? En sal mens dit raak sien? Want hy praat van 'n nuwe skepping of 'n nuwe skepsel, en dan dink ek tog dat daar verandering moet wees. As jy as 'n jong seun jou hart vir die Here gee soos ek, dan het jy nie baie van die gewoonte sondes gedoen soos rook en dans en drink en vloek en daai goeders nie, en dan is jou lewe nie so 'n drastiese verandering nie. Maar baie duidelik gebeur daar iets in jou binneste, wat jy weet dat jy anders is, omdat jy anders leef. En dit is vir my die beginsel van 'n nuwe skepsel. Kom ons kyk na 'n praktiese toepassing, en ek hoop dat dit vir jou sal tot seën wees en vir jou lig sal bring. Ek lees in Johannes hoofstuk 1 vers 4,
Daar word van Jesus se menswording gepraat. En hy was God, hy was in die begin by God, alles ontstaan deur hom, sê die eerste 3 verse. En dan sê vers 4, in hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. Met ander woorde, Jesus kom sterwe in my en jou plek. Hy kom betaal die skuld vir ons sondes wat skeiding tussen God en die mens gebring het. En hy nooi ons uit om te aanvaar dat hy in my plek gesterf het sodat ek vry kan wees van die skuld van sonde en dan sy lewe kan aanneem. En hierdie nuwe lewe bring dan vir my lig. Laat my anders leef, laat my anders funksioneer, laat my anderster optree. Ek wil graag die volgende video vir jou speel. En ek hoop dat hierdie vir jou so 'n bietjie duidelikheid sal gee oor dit waarmee ons besig is. En ek hoop nie dat die plasing van hierdie insetsel op wat ek van YouTube af gekry het, nou die uitsending gaan benadeel omdat dit nou gaan geblok word nie. Maar ek wil tog dit byvoeg om vir jou iets te gee, en luister wat hierdie dame sê. En hoor wat is die koppeling tussen lig en lewe. This is the documented moment of conception. And the sperm enters the egg, and there's this poof of light that comes off of it. Scientists are studying this, and they're looking at it, and they're like, okay, well, it looks like it's a release of zinc, a burst of zinc that comes off the egg, and it creates this appearance. But any way you slice it, they can't explain away that light happens when life happens. Isn't that amazing? Light happens when life happens. In the beginning, God spoke, boom, life entered the earth, light happened. When God spoke you into being, light happened. Life came and light happened. Biblically, we equate light with life. Light and life go together. It is the nature of God, and so when we walk in light, we are walking in life. Dis belangrik dat ons verstaan dat die oomblik toe die spermsel die eiersel bevrug en binnendring, dat lewe daar ontstaan het en die gebeurtenis word gekoppel wetenskaplik met die vrystelling van lig. En nou wil ek hê ons moet gaan lees wat sê die Bybel oor die nuutheid van wedergeboorte. En die vraag is waar hierdie gedagte van nuutheid gelees kan word. In 2 Korintiërs 5 vers 17 lees ek die volgende, ek wil vers 18 en vers 19 saam lees. Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Met ander woorde, Paulus skryf en hy sê, dat as jy jouself in Christus of met Christus sien gesterwe en vereenselwig jou, dat toe hy gesterf het vir jou sondes, het jy gesterf, maar hy die skuld
vir jou sondes betaal, sodat jy nie nodig het om dit te betaal nie. Nou sê hy, as iemand homself in Christus en met Christus vereenselwig, doen God die werk, en ons noem dit teologies wedergeboorte. En by wedergeboorte sê die Bybel dan, is jy 'n nuwe skepsel. Die woord wat hier gebruik word is iets wat ontstaan wat nog nooit tevore was nie. Dis nie 'n vernuwing of 'n herstel nie. Dis iets wat nog nooit bestaan het nie. En dan kwalifiseer hy sê, die ou dinge, voor die daad van wedergeboorte waar God jou 'n nuwe mens maak, die ou dinge het verbygegaan. Hy sê, kyk, en ek wil jy moet fokus, kyk, let op, dat hierdie daad van God, wat die ou dinge laat verbygaan het, hierdie daad maak alles nuut. Alles het nuut geword. Vers 18 sê, en dit alles is uit God, wat ons met hom voorsoen het, deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee, naamlik, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Jesus in Christus vind versoening plaas. Jesus kom doen dit wat die eis van sonde is. Hy kom sterwe in die plek van die mens, en dit vervul die wet van God, dat die loon van die sonde die dood is. So met ander woorde, hy kom sterf in my plek, en my skuld word vergewe, asof ek gesterf het. En dan maak God iets nuuts, 'n nuwe skepsel. En hierdie daad draai 'n regverdige God en 'n sondige mens in Christus Jesus se koppe na mekaar toe. Want die Bybel sê, ek word met my rug na God gebore, in rebellie en opstand teen God. Ek het sonde gekies, ek het God verwerp. Jesus kom sterf in die middel, en hy kom vat beide, en hy draai God en mens na hom toe. Omdat hy die offer is wat dit moontlik maak, dat 'n heilige God hierdie mense kan aanvaar, wie se sondes deur Jesus aan die kruis hanteer, voorbetaal en vergewe is. En dis dat God in Christus homself met die wêreld versoen het. Ek wil kom by 'n praktiese toepassing. Vir voornemende ouers wat 'n baba beplan, is hierdie 'n baie treffende toepassing. 'n Paartjie besluit dat hulle 'n kind wil hê. En van daar af is hulle in die proses om dit moontlik te maak. Hulle praat daaroor, hulle beplan dit, hulle albei kom tot ooreenstemming dat ons wil hierdie baba hê, ons gaan hierdie stap neem. En dan vind hierdie verbinding plaas. En die oomblik as die urine toets, positief toets, of positief toon vir swangerskap. Die oomblik as daardie urine toets, wat sy neem op die stokkie, positief toets, is sy swanger.
En daardie oomblik verander die vrou se lewe handomkeer en dramaties. Hierdie is 'n onteenseglike bewys van 'n nuwe lewe wat diep in haar binneste gevestig is. En dis ook hier, as ek nou mag onderbreek, dat mense wat stry oor wanneer lewe ontstaan en dat jy kan jy abortus pleeg, is dit baie duidelik dat die oomblik as die spermsel die eiersel bevrug, lewe ontstaan. En dat lewe 'n uitwerking het. En dit lig bring. Ons het nou die video gesien. Op hierdie stadium, as die urinetoets positief is, en sy dan sê, hulle is swanger, of sy is swanger, en hulle gaan 'n baba hê, op daardie stadium, voel sy in haar liggaam niks. Daar's niks wat in haar verander het nie. Sy sien niks anders in haar liggaam nie. Maar sy weet dat daar iets gebeur het. Haar hele leefstyl verander. Sy eet anders, sy dink anders, sy lewe anders, sy praat anders, haar hele lewensuitkyk verander. Hier's nou lewe in my. Ek is swanger, die toets sê ek is swanger. En ek is anders. Alhoewel ek niks sien en niks voel nie. En dit is belangrik om dit vir jou te sê vanmiddag, is dat wanneer God die daad van wedergeboorte doen, jy niks gaan voel en niks gaan sien nie, en jy moet nie fokus op wat jy gaan voel nie. Baie keer wil mense hê jy moet voel, maar die gevaar is as jy voel, en jy voel nou gered, en môre voel jy nie meer nie, dan gaan die duiwel jou aanval op jou gevoel, want nou voel ek nie meer reg. Hierdie vrou voel nie sy swanger nie, hierdie vrou dink nie sy swanger nie, sien nie sy swanger nie, maar sy weet. Sy dink nie meer sy swanger nie, sy weet. En met daardie weet, verander haar hele lewe. Die rede is, daar's 'n nuwe lewe binne in haar. Nou kom ons pas dit geestelik toe. Kom ons lees weer 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê daarom, as iemand, indien jy tot hierdie stap kom, as iemand, homself in daardie oomblik, as hy die evangelie glo, 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, dat Jesus gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het, en dat hy geleentheid soek om homself aan jou bekend te maak en aan jou te verskyn. As iemand daardie belewenis beleef, deur sy hele lewe in Christus te sien dat hy vir my sondes betaal het. Hy in my plek gesterf het, sodat die skuld afgehandel is. En ek dit glo en aanneem, sê hy, is hy 'n nuwe skepsel. Jy hoef nie te voel nie, jy hoef nie te dink nie, jy hoef nie enige ander belewenis te hê nie. Die feit van die saak is, daar's lewe. En dan die uitvloeisel hiervan is die ou dinge het verbygaan, want Jesus het dit afgehandel. Hy het gehandel met jou verlede, hy het gehandel met jou skuld. En as jy kyk by hierdie oomblik vorentoe, dit het alles nuut geword. Daar's 'n begin, 'n nuwe lewe.
En net soos hierdie baba nou groei in die moeder se skoot, so gaan hierdie geestelike baba nou ook groter word. En ek moet die verantwoordelikheid neem om nou reg te eet en reg te leef, sodat hierdie nuwe lewe in my kan groei en kan vorder en kan God verheerlik. As iemand in Christus nie behoort nie, is hy 'n nuwe skepsel. Nog nooit so 'n mens bestaan. Die vorige mens, die vorige Kobus, was vol sonde, hy het die hel verdien, hy was skuldig, hy het onder die skuld en die toorn van God vir sy sonde gestaan. Jesus kom sterf in my plek as ek sterf. Ek hoor die evangelie, dat hy vir my gesterf het, hy vir my begrawe is, hy vir my opgestaan het, en hy soek dat ek met hom in kontak sal kom, omdat hy na my toe uitreik deur sy gees. Hy wil hom aan my bekend maak, dat hy my verlosser is. As ek daai evangelie glo, en glo dat hy vir my gesterf het, en vir my opgestaan het, en ek neem die geskenk aan, dan sê God, vestig hy en skep hy iets niets wat nog nooit bestaan het nie. Hy handel jou ou lewe af. Hy gee vir jou 'n nuwe lewe, die lewe van Jesus. En hierdie nuwe lewe werk nie op gevoel. Hierdie nuwe lewe werk nie op wat hy dink en wat hy beleef nie. Hierdie lewe is nuut en hy moet gekoester en gevoed en uitgeleef word, sodat hierdie nuwe lewe elke dag meer en meer God kan verheerlik en ander mense toon dat hulle Jesus moet aanneem. Ek hoop dat hierdie vir jou tot seën is. Ek hoop dat jy sal verstaan dat as God jou siel red, as jy praat van jy's 'n kind van die Here, dan beteken dit, daar moet 'n verandering wees van gister en vandag. En elke dag 'n verandering wees tussen gister en vandag, want jy moet geestelik toeneem. Paulus sê jy moet toeneem in die genade. Dis waarom Jesus sê, jy gaan nie druiwe kry, 'n druiwe wingerd hê en jy gaan aan 'n vrug daarvan afhaal nie. Jy kan nie gaan pere soek by perskebome nie, want die boom word aan sy vrug geken. 'n boom is 'n boom en daai boom sal perskes dra. En die vrug sê watter boom is nie. Jy het nie nodig om die blare en die stam te ken nie. Jy het nodig om na die vrug te kyk. En as die vrug perske is dit 'n perskeboom. En net so met ons. Ons kan nie sê ons is kinders van die Here, en as die wêreld na ons vrug kyk, is ons vrug anders wat ons sê. En dis eenvoudig, want die oomblik as Jesus in jou lewe inkom, maak hy jou 'n nuwe skepsel. Hy hanteer die verlede, gee vir jou 'n nuwe toekoms. Die Here help vir jou, en die Here gee vir jou genade.